Augustus, ons is duur gekoop. Ons word deur Christus se dood met God versoen. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Romeine 5 vers 10. Die kruis is met krag beklee, wat geen taal kan beskryf nie. Wat Christus vir die mensdom opgeoffer het, stel ons skamelike pogings en die metodes wat ons gebruik om mense te ontmoet en op te hef, om sondige manne en vroue te help om Jesus te vind in die skande. Die seuns en dogters van God moet anders te werk gaan as wat baie van hulle nog gedoen het. As hulle Jesus liefhet, sal hulle 'n groter begrip hê van die liefde wat aan sondige mense bewys is, wat so 'n duur offer veg om die mensdom te red. Ons Heiland vra die medewerking van elke seun en dogter van Adam, wat 'n seun en dogter van God geword het. Ons Heiland verklaar dat hy die ewige lewe as 'n bydrae uit die hemel gebring het. Hy moes aan die kruis van Golgotha verhoog word, sodat hy alle mense na hom toe kon trek. Hoe sal ons dan die erfdeel behandel wat God gekoop het? Ons moet aan hulle teerheid, waardering, vriendelikheid, medelee en liefde bewys. Dan kan ons werk om mekaar te help en te seën. In hierdie werk het ons meer as menslike broederskap. Ons het die verhewe geselskap van die hemelse engele. Hulle werk met ons saam om hoës en nederiges te verlig. Nadat hy die werk gedoen het, die verbasende werk van ons verlossing, het Christus in oorleg met sy Vader besluit om niks wat 'n arme sondaar kan red te weerhou nie. Al is dit hoe kosbaar. Hy sou die ganse hemel aan hierdie verlossingswerk gee om die rein beeld van God in die mens te herstel. Om 'n kind van God te wees beteken om een met Christus in God te wees en om ons hande met ernstige, selfopofferende liefde uit te steek om die siele wat in hulle sonde sterwe te versterk en te seën.